Ons wil ook baie welkom sê vir ons broers en susters, wat nou ook by hierdie erediens ingeskakel is en na die opname van die erediens kyk. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Amen. Liewe broers en susters, liewe jongmaats, ons Here, ons God, wat vir elkeen van ons, ook vir jou so lief is, hy groet jou vanoggend. Hy is bly om jou in hierdie erediens te sien en voor die opname. En hy beloof dat hy ook vanoggend vir jou in hierdie erediens en hierna sal laat voel hoe oneindig lief hy vir jou is. Ons loflied is lied 219. En daarvan gaan ons al 3 die verse sing. Laat ons sing van ons verlosser. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Onse hemelse Vader, elkeen van ons het 'n behoefte aan liefde. Elkeen van ons het 'n behoefte om liefgehet te word. Ja, almal van ons wil graag weet, daar is iemand wat werklik vir ons lief is.
Dankie Hemelse Vader vir die mense wat U in ons lewens gee, wat hulle liefde vir ons gee en wys hoe lief hulle vir ons is. Dankie, baie dankie, dat U, die skepper van hemel en aarde, vir ons wys hoe lief U vir ons is. U wys dit eintlik vir ons elke dag. Ons moet net ons oë oopmaak om dit te ervaar. U wys dit veral vir ons soos ons net nou die erediens begin het met die bekende Johannes 3 vers 16. Toe U U seun na ons toe gestuur het om ons te kom red, sodat ons nie vir ewig verlore sal gaan nie, maar vir ewig by U kan wees. U wys U liefde vir ons, terwyl ons eintlik as gevolg van ons sonde verdien om veroordeel te word, dat U nie gekom het om ons te veroordeel nie, maar ons te kom red. En daarom was dit vir ons so wonderlik, Hemelvader, om nou in hierdie lied, in lied 219 te sê, laat ons sing oor ons verlossing. Want U het deur U seun ons kom verlos. Dit is die grootste bewys van U liefde vir elkeen van ons. Hemelvader, U ken ons elkeen se behoefte, soos ons nou hier sit. Of het met ons goed gaan, of minder goed gaan, of bloot net sleg gaan. Of ons siek is, of gesond is. Of ons emosioneel op 'n goeie plek, of op 'n slegte plek is. U weet presies. Ag Here, laat ons elkeen, ongeag hoe dit met ons gaan, en op watter plek ons vanoggend is, net voel hoe lief U vir ons is. Net voel hoe ons toemaak met U liefde. Ons verseël met U liefde. Ook in ons elkeen se lewens en in ons elkeen se omstandighede. Ons bid veral, Hemelvader, dat hulle in ons land en hulle oor die wêreld, ook in die oorlog getuisterde gebiede, daar in Iran en in Israel, daar in Rusland en in Oekraïne, dat U kinders ook daar sal voel hoe lief U vir hulle is, en dat U vir hulle deur hierdie moeilike tyd gedra het en steeds sal dra. Dankie dat ons ook vanoggend U liefde kan ervaar, wanneer U nou vir ons die Bybel gaan verduidelik. Wanneer U vir ons deur die woord en deur die boodskap gaan praat. Dit is ook 'n manier hoe U vir ons wys hoe lief U vir ons is. Baie dankie daarvoor. Ons sien regtig daarna uit om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus se naam. Amen. Kinders, julle is mos goed met idiome. Ken julle hierdie idioom wat daar op die skerm is? 'n Donkie stamp nie 2 keer sy voet teen dieselfde klip nie. En daar is die donkie om dit te bewys. Nou as julle nou al daai idioom in Afrikaans by die skool geleer het, dan sê julle seker ook weet daardie idioom beteken ek maak nie 2 keer dieselfde fout nie. Anders is ek eintlik maar dommer as 'n donkie. Nou, ek onthou iewers het iemand op 'n stadium gesê 'n donkie is verskriklik dom. Toe vat iemand hom vas, toe sê hy, ja, daai donkie is slimmer as wat jy dink, né? Maar nou nie 'n donkie geringskat. Maar hoe dit ook al sy, hierdie idioom, hierdie gesegde sê vir ons, jy maak nie 2 keer dieselfde fout nie. Nou weet julle maats, ons is amper erger as donkies, wat partykeer 2 keer ons voet in dieselfde klip stap. Kom ek verduidelik vir julle.
Jy kom vanoggend by die huis en jou sussie irriteer jou. En jy sê net op die hitte van die oomblik iets vir haar leliks. En toe jy dit gesê het, toe besef jy, dit was nou lelik. En jou ma verduidelik ook vir jou hoe lelik dit was, in baie duidelike woorde. En toe besluit jy, ek gaan dit nou wraggies nie weer doen nie. En vanmiddag maak sy jou weer kwaad en so wrintibaar, daar sê jy nog iets ergers van. As ons dit doen, is ons soos 'n donkie wat 2 keer ons voet teen dieselfde klip stap. Ons doen verkeerde dinge en dan weet ons dis verkeerd en ons wil ophou daarmee, maar wraggies dan doen ons dit weer en weer en weer en weer. Ons sukkel om nie 2 keer ons voet teen dieselfde klip te stap nie. En ons gaan vanoggend in die skriflesing hoor, ons moet dalk ophou sukkel en eerder die Here vra om ons te help. En as ons nader aan die Here is, dan sal ons outomaties dit regkry. Maar as ons ver van die Here af is, dan gaan ons aanhou sukkel. Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 3, die bekende hoofstuk in die Bybel, vers 1 tot 17. En ons gaan daar die 1983 vertaling lees. Dis 'n lang gedeelte, ek weet. En maar toe ek nou voorberei, het ek eers gedink, ek gaan net vir julle die eerste 8 verse lees. Want dit is korter. Maar soos die voorbereiding gevolg het, verloop het, toe ek besef, maar ons kan nie die res van die verse los nie. Maar dit is 'n noodsaaklike deel van hierdie skrifgedeelte om dit te verstaan. So kom ons lees met aandag vanoggend al 17 verse. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Tot sover
ons skriflesing. Het julle al ooit daardie gevoel gehad dat julle op 'n trapmeel, dis mos nou 'n treadmill hardloop, maar julle kom nêrens nie. Daardie gevoel wat 'n mens beetpak as jy Sondag na Sondag hier in die erediens sit, opreg probeer om 'n beter mens te wees, maar teen Dinsdagmiddag voel jy of jy weer presies op dieselfde plek is waar jy begin het. Verlede week het ons gekyk na Psalm 32. Na daardie bevryding wat kom wanneer ons sondes bely en God ons vergewe. Dit was soos 'n vars briesie. Maar nou is ons 'n week verder. En die werklikheid van die lewe het ingeskop. Ons het bely, ons is vergewe, en ons het dit 'n paar keer hierdie week gedoen, maar die ou gewoontes, die kort humeur, daardie selfsugtige gedagtes, hulle is kort voor lank weer daar. Dit voel amper soos die ou Griekse mite van Sisyphus. Daardie man wat gestraf is om 'n massiewe rots teen 'n berg op te stoot, net om te sien hoe dit elke keer weer tot onderrol, net voor hy bo kom. En hy moes dan maar elke keer weer van voor af begin. Is dit, liewe vriende, hoe ons geloof moet lyk? 'n eindelose sirkel van o nee, ek het weer gefaal. Here, vergewe my. Ek gaan hierdie keer harder probeer. En dan val die rots maar net weer terug. Hierdie gevoel dat ons op 'n trapmeel hardloop en nêrens kom nie. Dat ons die rots teen die berg opstoot om net weer te sien hoe dit terugrol en ons elke keer van voor af moet begin, is presies waar ons Nikodemus in Johannes 3 ontmoet. Nikodemus is nie sommer 'n gewone ou nie. Hy is 'n leermeester van Israel. Hy is een van die akademiese en godsdienstige swaargewigte in Jerusalem. As daar iemand was wat die rots van suksesvol teen die berg moes opstoot, was dit hy. Hy het die wette geken. Hy het die tradisies gevolg. Hy het 'n onberispelike status gehad. As daar iemand is wat hard probeer het, dan is dit Nikodemus. En tog, hy kom na Jesus toe vir hulp. En hy kom in die nag. 'n Mens wonder nogal, hoekom het nou Nikodemus in die nag na Jesus toe gekom en nie in die dag nie? Miskien was hy bang vir wat sy kollegas sou sê. Miskien wou hy nie in die daglig erken dat hy dit nie maak nie. Die nag is dalk 'n simbool. Dit verteenwoordig die donkerte van sy eie siel, die onsekerheid wat hom bekruip, die wete dat hy nie self kan nie. Nikodemus begin die gesprek met Jesus baie beleef. Hy's nog 'n ordentlike ouetjie gewees. En hy sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus' reaksie is baie verrassend. Dit is asof Jesus hom nie hoor nie. Dit is asof Jesus sy mooi beleefde woorde ignoreer. En Jesus kom dadelik by die punt uit en hy sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien. Met ander woorde, Nikodemus, al jou kennis, al jou pogings, beteken eintlik niks, en daar gaan niks daarvan kom, as jy nie weer gebore word nie. Dadelik reageer Nikodemus met 'n menslike poging, soos hy gewoond is. En hy sê, 'n mens kan tog nie weer gebore word nie. Maar Jesus maak dit duidelik, dat hy praat van 'n ander geboorte. Nie ons eerste of fisiese geboorte nie, maar 'n tweede, 'n volgende, 'n geestelike geboorte. Die Griekse woord wat hier met opnuut gebore vertaal word, kan ook met weer of van bo gebore vertaal word. Hier gaan dit oor 'n geboorte waar die mens, ons, niks hoef te doen nie, waar God, die Heilige Gees, alles doen. Jesus gebruik die beeld van die wind om hierdie volgende geboorte van bo te verduidelik. Hy sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So is dit, sê Jesus, met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dink vir 'n oomblik daaroor. Jy kan nie die wind beheer nie. Jy kan nie die wind in 'n bottel vang en sê, nou gaan ek hom gebruik om my seile vol te maak wanneer dit my pas nie. Nee, die wind is vry. Dit is kragtig en dit is onvoorspelbaar. Dit het geen mens se insette nodig. Net so is die werk van die Heilige Gees. Dit is nie 'n menslike projek nie. Hy bewerk die volgende gebeurte, die volgende geboorte, of soos dit ook genoem word, die wedergeboorte in ons. Broers en susters, dit herinner ons aan 'n baie besondere belofte van God in Esegiel 36 vers 26 en 27, waarvan Nikodemus waarskynlik geweet het. Daar beloof God, ek sal hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal, en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lees en my bepalinge gehoorsaam en nakom. Kom julle agter wat God hier sê. Hy sê, ek sal. Nie, julle moet probeer nie. Die wedergeboorte is nie iets wat ons doen nie. Dit is iets wat aan ons gedoen word. Dit is God se inisiatief. Die Gees, die Heilige Gees, waai deur die donkerte van ons eie pogings en bring lewe waar daar net droë bene en dooie reëls is. Dis nie 'n pleister op 'n ou lewe nie. Dit is 'n nuwe geboorte. Dit is 'n nuwe lewe van bo. Wanneer ons verstaan dat die nuwe lewe van God afkom en nie van onsself nie, verander dit alles. Die vrees dat ons die rots weer teen die berg moet opstoot, verdwyn. Want die kragbron het verander. Ons is nie self meer die kragbron nie. Die Heilige Gees is die kragbron. Ons is nou in die tyd van lydingstyd. Dit is die tyd waarin ons onsself voorberei op die kruis. Jesus neem vir Nikodemus teen die einde van ons skrifgedeelte juis so toe. Hy herinner hom aan 'n verhaal uit die woestyn,
toe die Israeliete opstandig was en deur giftige slange gepik is. God het toe vir Moses gesê om 'n bronslang op 'n paal te sit en elkeen wat daarna kyk, sou lewe. En nou sê Jesus vir Nikodemus en vir ons, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die Mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier lê die finale antwoord op al ons gespook en al ons gespartel. Die begin van ons wedergeboorte, ons nuwe lewe, is nie in ons oortuiging of ons eie pogings nie. Nee, die begin daarvan is die offer van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Om weer gebore te word, beteken om op te hou kyk na jouself, jou eie mislukkings of jou eie prestasies, en om jou oë te vestig en gefestig te hou op die een wat vir jou verhoog is. God gee sy seun, sodat ons nie verlore hoef te gaan in ons eie pogings om onsself te red nie, maar die ewige lewe kan kry. Maar hierdie ewige lewe waarvan Jesus hier praat, is nie net iets wat eendag begin as ons doodgaan nie. Dit is die nuwe lewe van die Gees wat nou alreeds in ons kan vloei. Vandag, as jy hier sit en jy voel soos Nikodemus, asof jy hard probeer, aanhou hard probeer om reg te lewe, maar steeds in die donkerte van die nag staan, dan is die boodskap vanoggend vir jou baie eenvoudig. Hou op probeer en begin kyk. Kyk na die Seun wat verhoog is. Na die Heilige Gees waai waar hy wil in jou lewe. Jy hoef nie jouself te herskep nie. Jy kan in elk geval nie. Jy moet jouself net oorgee aan die een wat jou vernuut maak. Die nuwe lewe, die regte lewe, is nie 'n berg wat jy moet uitklim nie. Dit is 'n geskenk wat jy moet ontvang. En in daardie ontvangs vind ons die krag om nie net te oorleef nie, maar om werklik te lewe, gedryf deur die asem van God self in ons. Amen. Liewe Here, miskien wil U ons vanoggend bevry van onsself. Want U weet, ons probeer die hele tyd om nie soos daardie donkie te wees wat oor en oor ons voet teen dieselfde klip stamp nie. Maar elke keer stamp ons op en ons stamp hom vriendes. En dan vreet daardie skuldgevoelens ons op. En naderhand dan probeer ons nie eers meer. U sê vanoggend vir ons, in plaas daarvan om die hele tyd te probeer, begin op 'n ander plek. U sê vir ons moet by U begin. Ons moet kyk na U Here Jesus wat U vir ons gedoen het. En dan sal ons nie anders kan as om reg te belewe nie. Maar U sê ook vir ons, julle hoef dit nie in julle eie krag te doen nie.
Die Heilige Gees, my gees is in julle. Vra hom, benut hom, gee oor aan hom. Maak tyd vir hom, sodat hy al hoe meer en meer in julle lewens 'n werklikheid word, sodat daar naderhand nie plek vir die sonde in julle lewens sal wees. Miskien sê vanoggend vir ons Hemelvader, ons probeer te hard en ons misluk omdat ons dit sonder U doen. Ons fokus op ons sonde en om dit te los, in plaas daarvan om in ons verhouding met U te werk, wat dan so sterk in ons sal wees, dat ons sal keer om te aanhou sondig. Dis as dit vir ons sê, julle begin op die verkeerde plek, kom na my toe, dat ek julle wil help. Julle gaan dit nooit regkry. Dit herinner ons wat U ook in hierdie 40 dae lydensdagreis met ons nou doen. Waar U bou in ons elkeen se verhouding. En as U so werk in ons verhouding en ons begin ervaar hoe U elke dag in ons verhouding met U werk, en hoe nader ons aan U kom en hoe meer ons U beleef, dan kom ons agter, maar ek is nie meer dieselfde nie. Ek kan nie meer die dinge van die verlede doen nie. Daar's 'n weerstand in my, die Heilige Gees stop my. Maar Here, ja, ons gaan dit nie beleef as ons nie elke dag saam met U reis nie. Ons gaan dit nie beleef as ons net 2-3 minute saam met U spandeer op 'n dag nie. Want dan het U nie genoeg tyd om in ons te werk nie. En dan gaan ons môre weer van voor af probeer om reg te lewe en 'n gemors veroorsaak. Here, laat ons mooi hoor wat U vandag vir ons sê. Laat ons elkeen mooi kyk na ons lewens, veral ons tyd saam met U, veral ons verhouding met U. Ons prioriteit. Want dan, met U in ons, en ons oë gefestig op U aan die kruis, kan en sal ons nie meer dieselfde wees nie. Ons sien so daarna uit, om te word, en te wees, en te lewe, soos U ons gemaak het, omdat U ons vir die volgende keer van bo af gebore laat word. Ons wil graag nou, as ons gebed op U, lied 442 sing, want ons besef, ons kan nie, en ons mag nie, en ons wil nie weer probeer, sonder U in ons Heilige Gees nie. Hoor asseblief op hierdie 2 verse van hierdie lied, as deel van ons gebed. Met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Hoe gaan ons lewens lyk as die wedergeboorte in ons plaasvind en die Heilige Gees heeltemal in beheer van ons lewens is? Dit gaan lyk soos die woorde van die lied wat ons nou gaan sing. Lied 250. Gods wet vra al ons liefde tot hom ons hoof en Heer en liefde vir ons naaste. Dis wat sy woord ons leer. Kom ons sing al 15 verse van hierdie lied saam. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.